Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat God se woord en die waarheid daarin vervat vir u baie belangrik is. Ons leef in 'n tyd van groot misleiding, ons het baie onkunde in ons kerke en baie misleiding juis oor hierdie leerstelling van die betaal van tiendes. Nou ons gaan vandag kyk na hierdie leraar Tini Berger en wat het hy daaroor te sê en te leer. Maar Maleagi 3 vers 10 word so maklik buite konteks gebruik om te leer dat die Nuwe Testamentiese kerk verplig is om hulle tiendes te betaal, want anders is jy onder die vloek van God. Maar wat sê die woord van God regtig? Nou ek het by 'n vorige geleentheid 2 of 3 video's gemaak oor die betaling van tiendes en die dwaling rondom dit. Jy kan gerus daarna gaan kyk, maar hierdie mense glo dat jy absoluut 'n tiende moet betaal en dat dit deel is van die Nuwe Testamentiese kerk, terwyl die Nuwe Testament dit glad nie voorhou nie. Nou ek wil dit duidelik stel reg van die begin af, ek het niks vir die gee van die werk van die Here nie. Dis baie belangrik. Trouens ons word aanbeveel en aangemoedig om te gee vir die werk van God, maar ons moet dit doen met 'n blymoedige hart, want God het 'n blymoedige gewer lief. So ons gaan vandag kyk wat hierdie leraar te sê het. Ons gaan dit beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou in die eerste plek, hoekom so baie kerke en baie lidmate mislei is oor die betaal van tiendes? En die eenvoudige antwoord is, my volk gaan ten gronde vanweë 'n gebrek aan kennis. Hosea 4 vers 6 is baie duidelik daaroor. Ons gaan kyk nie by die skrif leer nie, maar ons gaan dadelik en luister wat die leraar of die pastoor of wie ook al kwytraak en ons glo wat hy vertel. Terwyl ons na die skrif moet gaan kyk en die eksegese daarvan verstaan. Nou, ons gaan vandag bietjie kyk na 'n videoklip van iemand wat 'n pragtige verduideliking gee van waaroor tiendes in die Ou Testament gegaan het en hoekom dit nie betrekking het op die Nuwe Testamentiese kerk nie. Nou soos ek gesê het, Maleagi 3 vers 19 word so buite konteks gebruik, so dit lyk asof jy 'n tiende moet betaal. En daar's niks verkeerd as jy 'n tiende of 2 tiendes of 3 tiendes wil gee nie. Jy kan gee soveel soos jy wil vir die werk van die Here. En dis wonderlik. Maar moenie laat iemand u mislei deur te sê jy moet 'n tiende betaal, anders kom jy onder die vloek van God en kan jy geen seën van die Here ontvang nie. Nou kom ons gaan luister na hierdie verduideliking van Matt, wat natuurlik praat oor tiendes. Hy gaan nou nie die skrifgedeelte lees nie, ek het dit uitgesny, maar hy gaan verduidelik die redes hoekom dit nie betrekking het op die Nuwe Testamentiese kerk nie. So kom ons gaan luister wat hy te sê het. So now I'm going to tell you 5 things that these churches get wrong and why this verse has nothing to do with us giving 10% to the church today. Number 1, Malachi is speaking to Israel under the Mosaic covenant. Tithing was part of the Levitical system where the tithes supported the priests, Levites, and the temple. Under the new covenant, the Levitical priesthood is fulfilled and replaced in Christ. Number 2, the tithe in Malachi wasn't about giving cash or income, it was produce from the land. Grain, wine, oil, livestock, for example, because Israel was an agrarian society. Number 3, the storehouse in Malachi refers to actual storage rooms in the temple in Jerusalem. So when Malachi says to bring the tithe into the storehouse, he means literal food storage in the temple, not money into a church offering plate. To directly apply this to a modern church building is a category error. Number 4, the New Testament never commands Christians to tithe. Instead, it teaches generosity, cheerfulness, and proportional giving, not a fixed 10%. Giving is from the heart, not a legal obligation. And number 5, Malachi 3:9 speaks of a curse for not tithing, but Galatians 3:13 says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Therefore, believers are not under the blessing-curse conditional system of the Old Covenant. So if you hear someone using this verse in a church to say that God commands people to give 10% or a tithe to that particular church, then you can know that this isn't actually true. This verse is talking about God's covenant dealing with Israel under the law,
and we are not required to do this today. The principle of generous giving applies, and like I said, I believe we should give to churches that are doing a good work, but we're not required to give 10%, as many preachers say. Nou ja, baie pragtige verduideliking. Ek dink jy moet weer daarna gaan luister en jy sal sien dat dit eintlik betrekking het op die Ou Testamentiese Levitiese stelsel en waaroor tiendes gaan en so meer. Dit het niks betrekking op die Nuwe Testamentiese kerk nie, maar baie van hierdie leraars sal natuurlik vir jou sê dit is. Daarom kan jy, as jy vir hulle tiendes betaal, dan word die vraag egter gevra, waarvoor word dit regtig aangewend? Jy sien, want hulle beskou tiendes apart van offerhandes. En jy gaan dit nou hoor in hierdie video, wat hierdie man ook leer, Tini Berger. Nou, dit is baie ernstig dat ons die skrif sal gaan ondersoek en kyk wat is die ware konteks vir die gee van tiendes in die Ou Testament en wat sê die Nuwe Testament, wat vereis die Here van ons regtig. Hy vereis van ons om te gee uit 'n blymoedige hart. En dit moet jy doen volgens dit wat in jou hart voorneem en dit is skriftuurlik. Maar kom ons gaan luister na die eerste videoklip van hierdie leraar en hy gee sy verklaring oor Maleagi 3:10 en wat die Heilige Gees hom gesê het wat mense doen wat hulle nie behoort te doen nie. Kom ons gaan kyk. Lees dit saam, Maleagi 3 vers 10. Hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Weet, jare terug toe ek die skrif lees, toe sê ek, Here, bring die hele tiende na die skatkis. Kom ons maar net gesê, bring die tiende na die skatkis. Ek vra die Here toe, ek sê, Here, wat is die verskil tussen 'n hele tiende en 'n tiende? En die Heilige Gees sê vir my, baie van God se kinders, as hulle 'n eersteling van hulle inkomste kry, trek hulle die motorkarpaaiement af, hulle trek huurhuis hier af, hulle trek baie goed af, en wat oor is, sê hulle, laat ek my tiende daarop uitwerk. Die Here sê, bring die hele tiende na die skatkis. Ander weer sê die Heilige Gees vir my, gebruik van hulle tiende om vir 'n sending te help, of vir 'n evangelisasie aksie, of vir 'n Bybelprogram, of vir 'n prediker wat swaar kry, of 'n familie wat swaar kry. Die Here sê, nee, bring die hele tiende na die skathuis. En toe sê die Here vir my, ander weer, wat van hulle tiendes, hulle gee vir die jeug, en vir die sondagskool, kinderbediening, en vir die ander aksie in die kerk. Die Here sê, nee, dit moet jou offerhande wees. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Nou, as jy geluister na die videoklip van Matt, waar hy verduidelik waaroor die Levitiese stelsel en betaling en tiendes gaan, dan gaan dit nie oor finansies geld nie, dit gaan oor kos, dit gaan oor koring, graan en so meer. Maar hierdie is 'n ou laai uit die Prosperity Gospel Movement. Hierdie mense maak alles betrekking op geld en daarom sê hulle dat jy moet jou hele tiende, met ander woorde daai hele tiende, jy trek niks af nie. Jy doen, jy gaan werk dit uit en is 'n hele volle tiende wat jy van jou salaris moet gee aan die kerk. En dit is nie wat Maleagi 10 sê nie. Dit praat van graan en voedsel en so meer wat gegee word. Nêrens word daar gepraat van finansies nie, of geld, fisiese geld wat jy moet inbring nie. En dan sê hy dat gelowiges eers na hulle aftrekkings hulle tiendes gee. So hulle gaan eers kyk wat het hulle oor en dan gee hulle 'n tiende daaruit vir die Here. En tog is dit eintlik so jammer dat mense so mislei word om te dink dat Maleagi 10 het betrekking op die Nuwe Testamentiese kerk en sê, jy moet jou tiende, die volle tiende van jou salaris, moet jy aan daardie kerk betaal. Kom ons dan kyk wat hy verder te sê het. Hy sê, ander help weer met sendingwerk, en hy sê die Heilige Gees sê dit vir hom, en aan evangeliese projekte, en ander wat natuurlik swaar kry, is dit nie tog wat ons moet doen nie. Is die gee uit 'n blymoedige hart nie juis hierdie goed waarmee jy moet help nie. Maar hy sê nee, dit kom uit jou offerhandes, dit kom nie jou tiende uit nie, jou offerhandes moet dit doen. En dis eintlik so jammer dat mense altyd hierdie leraars glo. Nou ander gee weer aan die jeug, aan die sondagskool. Hy sê nee, dit is nie hoe dit werk nie, jy moet jou volle tiende bring. Jy moet nie vir ander gee as die jeug, aan die sondagskool, en die wat swaar kry, en arm Christene nie. Jou volle tiende moet na die huis van die Here kom. En dis 'n baie manipulerende manier hoe hierdie mense te werk gaan. Nou,
Hy sê dit moet uit jou offerandes kom. Jy het dit duidelik gehoor. Dit is nie wat die skrif leer nie. Die woord van die Here sê, ek en jy moet aan die werk van die Here gee met 'n blymoedige hart. En nie, daar word nêrens in die Nuwe Testament, en waar het die Nuwe Testament begin? By die kruis van Christus. Voor dit was dit nie Nuwe Testament nie, dit is eintlik nog in die ou verbond gewees. En daarom het Jesus met die fariseërs en die skrifgeleerdes en wat belasting betaal het en so meer om versoek het. Ons gaan nou daaroor gesels. Maar na die kruisiging het die Nuwe Testament begin en nêrens lees ons enige woordjie wat sê jy moet jou volle tiende bring nie. Dit staan nie in die Nuwe Testament nie. Maar hierdie mense wil jy laat glo dat dit wel die geval is. Kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waarin hy sê dat die Here het vir hom gesê hy moet 2 dinge preek, waarvan een natuurlik tiendes is. Kom ons gaan kyk wat hy daaroor te sê het. En dan sê vers 18, hy sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen hulle wat God dien en hulle wat God nie dien nie. Baie kinders van die Here sê, maar ons weet nie of dit sonde is of nie sonde nie. Man, die Here sê, as jy die hele tiende na die skatkis bring, sal jy weet wat sonde is en wat nie sonde is nie. Sal jy weet wat reg is en wat nie reg is nie. Jy sal die onderskeid, jy prys sy naam. Nou, ek maak geen verskoning dat ek vandag oor tiendes preek nie. Op die uitvoerende raad, pastoor Tini sal onthou. Baie keer het hulle gesê vir my, ons gaan jou naam nou verander. Jy sê meer Tini Berenger nie, jy's nou Tiende Berenger. Want ek het reg deur die kerk gepreek. Toe ek in die voltydse veld weg van gemeentewerk afgegaan het God vir my gesê, daar's 2 dinge wat ek wil hê vir die gemeente moet preek. Die een ding is my Heilige Gees het nie meer sy regmatige plek in die kerk wat hy moet hê nie. En Heer, ek dank die Here vir ons gemeente, pastoor Tini, wat die woord verkondig en die Heilige Gees 'n geleentheid gee om in ons plek te werk, en so ook al die ander predikers in hierdie gemeente. Maar die Here het vir my gesê, dit moet jy preek. En die tweede ding wat ek wil hê moet gaan preek, my volk beroof my. Die Here sê, ek wil my seëning op hulle uitstort, maar ek kan nie teen my woord gaan, ek kan nie, daaroor wil ek hê dat jy oor tiendes moet preek. En ja, baie duidelik sê hy dat ons moet onderskei tref tussen dit wat verkeerd en sonde is en wat nie sonde is nie. So as jy nou nie jou tiende betaal nie, gaan jy 'n skuldgevoel hê dat jy jou tiende moes betaal het en jy dit nie gedoen nie. Maar dis omdat hierdie mense jou manipuleer en die Ou Testament se skrifgedeelte Maleagi 3:10 totaal buite konteks gebruik om dit bietjie kleur te gee, en dan dink jy dit is wat God regtig van jou vereis, terwyl dit nie in die regte konteks gesien word nie. En dan sê hy daar's 2 dinge wat hy moet preek, die regmatige plek van die Heilige Gees, en ek het ek gaan nie daaroor praat nie, ek weet nie wat hy daarmee bedoel nie, maar dis asof dit vir my voorkom dat baie mense nie die gawes en die tale en al hierdie goed gebruik, en ek weet nie of dit so is nie, maar as hy dit so bedoel, het hy dit ook verkeerd. Maar die tweede belangrike ding is dat God sê dat God beroof word. Mense beroof God omdat hulle tiendes nie gee nie. En dis 'n ding wat gebruik word om manipulasie toe te pas, wat nie waar is nie. Maar dit is 'n ou laai van die prosperity gospel. Tithing is used by many false teachers as a form of manipulation. En dit grens aan witchcraft. Jy kan nie dit doen om mense te laat betaal en skuldig te laat voel nie. Daar's tot kerke in Suid-Afrika, ek weet van hulle, wat vir my persoonlik gesê het, dat as jy nie jou tiende betaal in die kerk nie, kom jy nie in aanmerking vir 'n ampt in die kerk nie. So dit maak nou nie saak of God jou geroep het, jou bekwaam het om in 'n ampt in die kerk te beklee nie. As jy jou tiende nie betaal nie, word jy nie toegelaat om daardie ampt te bedien nie. Is dit nie 'n dwaling nie. En dis wat ek het uit die monde van pastore gehoor, fisies, ek het dit gehoor wat vir my dit gesê. En dit is absoluut misleidend. Goed, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip van pastoor Tini Berenger, en hy sê God kan jou nie seën as jy jou tiendes nie betaal nie. Dan gebruik jy Lukas 6:38 totaal buite konteks. Kom ons gaan kyk wat hy sê en dan gaan ons dit van daar af bespreek. Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie wou doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie? Kan ek vir jou sê, man en vrou, God kan nie lieg nie.
Hy kan nie. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Hy kan nie sy woord verander en ander dinge sê wat die woord sê nie. God kan nie 'n oorvloedige seën op jou uitstort as jy nie eers sy voorwaardes nagekom het nie. Jy kan bid en bid en bid. Jy kan al die pastore vra vir jou te bid. Daar gaan niks gebeur nie. Die voorwaarde van die Here is Lukas 6:38. Gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat geskit en ingedruk is, sal in julle skoot val. Want met dieselfde maat waarmee jy meet, sal daar weer vir jou gemeet word, sê die woord van die Here. Nou die Bybel leer ons om te gee. Gee van tiendes was lank voor die wet. Meer as 400 jaar voor die wet het Abraham sy tiendes gegee. Vir wie het hy dit gegee? Vir Melchisedek. Wie was Melchisedek? Hy was 'n tipe van die Here Jesus Christus. En Abraham het sy tiende vir die tipe van die Here Jesus Christus vir Melchisedek gegee. In Genesis 14 vers 20 sê hy, toe gee hy hom 'n tiende van alles. Nou ja, hy gebruik Numeri 23 vers 19 om te sê, God kan nie lieg nie. En dan maak het betrekking op tiendes. As jy met ander woorde nie jou tiende betaal nie, dan kan God jou hoegenaamd nie seën nie. So jy kan nie 'n seën ontvang uit die hand van die Here as jy jou tiendes nie betaal nie. En dit is absoluut manipulerend, want dis nie wat die woord van die Here leer. En veral in die Nuwe Testamentiese kerk is daar mense wat gee, hulle gee offerandes. Hulle gee hulle deel vir meer as hulle deel vir die werk van die Here. Nou wil hy vir my sê, omdat hy sy offerande betaal het, maar nie die tiende nie, nou gaan hy nie geseën word nie. Kan jy die manipulasie sien van hierdie mense? Dis eintlik baie, baie skokkend. Dan quoteer hy 'n skrifgedeelte uit Lukas 6:38, totaal buite konteks, wat geensins spreek van geld of tiendes nie. En as dit van geld sou spreek, is dit beslis nie tiende nie. Dit is baie belangrik. Nou, ek gaan nou daardie skrifgedeelte hanteer. Hy sê dat Abraham tiendes betaal het aan Melchisedek, wat buite konteks is. Abraham het 'n tiende, nie tiendes nie, 'n tiende gegee van dit wat hy uit die oorlog dit uit hy aan Melchisedek gegee. En jy kan gaan kyk, daar's baie video's daaroor, wat is die konteks daarvan, maar dit beteken nie omdat Abraham 'n tiende gegee het aan Melchisedek, dat dit die grondslag is vir die Nuwe Testament dat ons moet tiendes betaal nie. Maar hierdie mense gebruik skrifte buite konteks. Kom ons gaan kyk na Lukas 6:38. Nou, kom ons sal lees hy skrifgedeelte in Engels. Dit sê baie duidelik, judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Matthew 7:1-2, judge not, that ye shall not be judged, for with that what judgment you judge, ye shall be judged, and with that measure ye mete, it shall be measured to you again. Nou wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte? Praat dit regtig van geld of net geld? Kom ons gaan kyk na hierdie verklaring. Jesus is giving a discourse on how to treat other people, hoe jy ander mense hanteer. He speaks about many aspects of relationships and then ends with judging one another and forgiveness. He then makes the famous statement, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Die Here praat nie hier noodwendig van geld nie, maar verhoudings, hoe jy mense hanteer. En dis die konteks van die skrifgedeelte. En as Jesus praat van gee, dan beteken dit dat jy moet gee uit 'n vrymoedige hart, 'n blymoedige hart, en die Here praat nêrens in hierdie gedeelte oor tiendes gee nie. Maar hierdie mense gebruik die skrif buite konteks om te jou te laat glo, dis presies waaroor dit gaan. Kom ons gaan luister na sy volgende videoklip. En dis baie belangrik dat ons gaan luister wat hy sê, ons gaan kyk wat die woord daaroor te sê het. Miskien sit jy vanmôre in die kerk of luister jy na my en sê maar ek kan nie bekostig om my tiende te gee nie. Dit is die feit dat jy nie glo nie, dat jy God nie vertrou nie. Dis dalk die rede waaroor jy nie jou tiende gee nie.
Jy het 'n keuse van twee. As jy jou God se deel roof, dan bring jy 'n vloek oor jouself. En die sprinkaan kom en hy verwoes jou opbrengs. Jy gaan dit dalk nie dadelik sien nie, maar die dag gaan aanbreek waar jy sê, ag Here, waarom het ek nie daardie oggend na die woord van die Here geluister het nie? En as jy gee, vertrou jy God om die 10de wat jy gee te seën. Ek het vir baie jare geglo dat die 9/10 wat ek hou, die Here seën dit. Toe wys die Here vir my, nee, net wat jy saai sal jy maai, nie wat jy uithou nie. As 'n plaasboer 10 sakke mielies in sy stoor het en hy gaan plant net 1 sak mielies, hy gaan net oes kry op die 1 sak mielies, nie op die 10 nie. Nie op die ander 9 nie. Hulle gaan daar in die stoor bly, lank genoeg bly gaan hulle nog miet ook by kry. Nee, die Here seën net dit wat ons saai. Toe ontdek ek, hy seën nie wat ek hou nie, hy seën wat ek gee. En dit is voordeliger om te gee as om te ontvang. Ja, dit is 'n nuwe leerstelling, dat God net die 1/10 seën wat jy gee. Ek dink as jy 10des ter sprake was in die Nuwe Testament, en jy gee 10de, dan sal God ook die 9/10 seën wat jy het. Want hy wil jou graag voorspoedig maak, is dit nie waar nie? Maar hierdie mense manipuleer die skrifgedeeltes, en kom ons gaan kyk wat hy sê, dat mense sê, ek sukkel om my 10de te gee. Nou, daar's baie mense wat nie 10des kan betaal nie, of hulle kan nie 'n volle 10de betaal nie, of hulle kan nie regtig gee nie. Hulle het nie die vermoë om te doen nie, en dis tog menslik. Maar nou hoor wat sê hy sê dat so mens, die rede is, jy vertrou God nie. Jy moet God vertrou, ten spyte van of jy nou hierdie maand 'n 10de van jou salaris ontvang het, jy het nie al jou volle salaris ontvang nie, moet jy God vertrou. Hy sê, want jy vertrou God nie. Dis baie skokkend. Hy sê, as jy God beroof, bring jy 'n vloek oor jouself. Nou ja, dit is baie jammer, dat so baie mense hierdie leuns glo, en maak hulle hierdie skrifgedeelte Maleagi 3 vers 9 en 10 betrekking op hulle, en hulle voel, as hulle nie hulle 10de betaal nie, is daar 'n vloek oor hulle, en hulle glo dit. Nou, en so word baie lidmate mislei. Is dit nie jammer nie? Kom ons gaan kyk na sy laaste videoklip, waarin hy praat oor Lukas 20 vers 21, nou Maleagi 22 praat, ag nie Maleagi 22 nie, Matteus 22, Markus 12, daar's baie skrifgedeeltes wat die fariseërs en die skrifgeleerdes Jesus versoek het oor die betaal van belasting en so meer, en hulle haal hierdie skrifgedeeltes uit konteks uit en sê, die Here praat dat jy jou 10de moet betaal aan die keiser wat hom toekom, maar betaal jou 10de wat aan God toekom. Kom ons gaan luister wat hy sê. Geld en opskrif is dit. Hulle antwoord en sê, die keiser sin. Toe sê hy vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. Wat kom die keiser toe? Al die belastings wat ons betaal. Wat kom God toe? Ek kan nie hoor nie, wat kom God toe? Nee man, ek kan nog nie hoor nie, wat kom God toe? 10des kom God toe, dit is sy deel, die Bybel sê dit is heilig aan die Here, dit behoort aan die Here. Nou, jy het duidelik gesien die manipulasie wat hy gebruik, dat die belastings gaan aan die keiser, dat ons moet belasting betaal. Hy sê, maar wat kom aan God toe? Dan hou hy sy hand teen sy oor, en hy sê vir hulle, ek kan nie hoor nie. Jy sien, hy wil vir hulle eintlik hierin manipuleer om te sê, jy moet jou 10de betaal. As jy jou 10de nie betaal nie, dan beroof jy God. En Lukas 22:21 word buite konteks gebruik. Die vraag gaan oor belasting aan die keiser, nie 10des nie. Jesus het nie oor 10des gepraat nie. Die skrifgeleerders en die fariseërs het Jesus versoek oor die gesag van die keiser en of hulle belasting moet betaal. Dit is die vraag, hulle het gekom om hom te versoek, en die vraag is, het die disippels het vir Jesus gevra? Jy sien, hy praat nie met die disippels hier nie, hy praat met die skrifgeleerdes, hy praat met die fariseërs, en hulle het hom versoek. As dit vir die kerk op betrekking op die kerk was, sou hy vir die disippels gesê het, julle moet gee wat aan God toekom, en dis 10des. In die Ou Testament was hierdie mense onder die wet van Maleagi 3, en hulle het geweet hulle moet 10des betaal. Maar dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor graan en voedsel en niks met finansies te doen nie. Jy sien, die skrif word so uit konteks gebruik, dat dit lyk asof jy 'n 10de moet betaal. Nou Jesus weerlê hulle deur te sê, betaal aan die keiser en erken sy gesag.
maar gee aan God wat hom toekom. Die gesag van God moet erken word in hierdie opsig, en indien Jesus wel van tiendes gepraat het, was dit onder die Ou Testamentiese Levitiese belasting wat tiendes was. Dit geld nie vir die Nuwe Testamentiese kerk nie, anders sou hy dit aan die disippels geleer het, en sou die apostels in die Nuwe Testament, in die sendbriewe, dit baie duidelik gemaak het. Moenie laat u mislei word nie, hierdie mense gebruik manipulasie, dat jy jou tiende moet betaal, en ons weet hoekom. So dit is baie ernstig. Nou goed, ek gaan afsluit. Tiendes is nie 'n Nuwe Testamentiese leerstelling nie. Absoluut glad nie. En al leer jou leraar, jou pastoor, wie ook al, professor, dokter, dan het hy dit buite konteks. Hy is buite kan die skrif. Elke gelowige behoort te gee soos hy in sy hart hom voorneem, want God het 'n blymoedige gewer lief. Jy kan vir die Here gee soveel jy wil, en as jy dit nie kan bekostig nie, dan gee wat in jou hart voorneem, en weet jy wat? God gaan u steeds seën. God seën 'n blymoedige gewer. Nie uit dwang nie, maar uit 'n vrymoedige hart. Dis wat die skrif ons leer. Daarom wees gewaarsku teen hierdie prosperity gospel, waarin tiendes afgedwing word met manipulasie en vrees. Moenie dit toelaat nie. Mag die Here u seën. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.